Goeiemôre, middag of aand geloofsfamilie en welkom by hierdie week se aanlyn diens. Ons is nog steeds besig met die reeks oor gewoontes van 'n gesonde hart. Ek het die reeks begin met die preek oor self-examination. Ons 'n bietjie gepraat oor ons self te bestudeer om ons sondes uit te figure en te vergewe. Arno het weer verder gepreek oor minder is beter, dat ons geldgierigheid en ons greed dikwels ons wegdryf van God af en die dinge wat ons opgaar in die wêreld dikwels nie ons bevredig nie. Laasweek weer het Arno gepreek oor om stil te staan, om te luister na God. Ons gedagtes is dikwels so besig dat ons mis die stilte om stil te staan by God. Hierdie week beweeg ons aan na die volgende gewoonte toe, die een waarmee ons dikwels sukkel, die goddelike droefheid. Nou voordat ek wegtrek daarmee waar ek julle vra, het julle al iets slegs gedoen? Het jy al iets slegs gedoen en toe was jy uitgevang dat jy die slegte ding gedoen het? En het jy toe jammer gevoel? Dan wou ek ook vra, wat 'n soort jammer het jy ervaar? Want as jy daaraan dink, is daar eintlik twee tipes. Daar's die werklike jammer, waar jy regtig jammer is oor die ding wat jy gedoen het. En dan sal die jammer waar jy eintlik jammer is dat jy uitgevang was, maar jy sal definitief weer daai slegte ding doen. 'n Simpel voorbeeld waaraan ek gedink het is 'n vraestel. Jy skryf 'n vraestel by die skool en jy cheat op die vraestel. Jy kyk by 'n vriend af of jy het klipnotes by jou gehad en jou onderwyser vang jou uit. Voel jy dan sleg dat jy gecheat het op die vraestel of voel jy sleg dat jou onderwyser jou uitgevang het? Nou, dis die aspek waarvan ons gaan praat vandag, oor hoe om werklik jammer te wees oor die slegte dinge wat ons doen. Kom ons kyk na wat die Bybel sê oor jammer kry of droefheid, soos die Bybel dit noem. Ons lees 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 10. Want selfs nadat ons in Macedonië gekom het, het ons liggaamlik geen rus gehad nie en het ons van alle kante verdrukking ervaar, van buite aanslae en van binne angs. Maar God wat die neerslagtiges bemoedig, het ons bemoedig deur die koms van Titus. En nie net deur sy koms nie, maar ook deur die bemoediging waarmee hy oor julle bemoedig is. Hy het ons kom vertel van julle verlange, van julle berou, van julle ywer vir my, sodat ek my nou nog meer verheug. Want al het ek julle met die brief bedroef gemaak, is ek nie spyt nie. En al was ek ook spyt, want ek sien daardie brief het julle bedroef gemaak het, al was dit ook net vir 'n rukkie, is ek nou bly. Nie omdat julle bedroef gemaak is nie, maar omdat julle bedroefheid tot berou gelei het. Julle is volgens die wil van God bedroef gemaak, met die gevolg dat julle in geen opsig deur ons benadeel is nie. Want die bedroefheid volgens die wil van God bewerk inkeer, wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie, maar wêreldse droefheid lei tot die dood. Kom ons kry eers net 'n bietjie agtergrond agter hierdie brief wat Paulus geskryf het. Want dis 2 Korintiërs en daar's 2 briewe in ons Nuwe Testament wat aan die Korintiërs geskryf was. Paulus, die een wie dit geskryf het, het die stad Korinte besoek en 'n kerk daar gestig. Dit is 'n groot stad met poorte en markte en alles. En ons kan lees van Paulus se adventures in Korinte in Handelinge 18. Paulus moes natuurlik aanbeweeg het om die evangelie verder te gaan versprei. En toe hy weg was van Korinte het hy nuus ontvang dat dit sleg gaan met die kerk. Hulle het die pad byster geraak. Dus het Paulus die eerste brief, 1 Korintiërs, geskryf waar hy hulle 'n bietjie uitgeskel het en hulle interpretasies reggestel het. Maar ongelukkig was daar steeds mense in die kerk wat nie saam met Paulus gestem het nie. En ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 23 tot 2 vers 1 dat dit lyk asof Paulus weer 'n draai kom maak het by die Korintiërs, weer by hulle kom kuier het, maar dat dit vol droefheid was. Dus Paulus skryf hierdie brief 2 Korintiërs na die droewige kuier wat hy gehad het daar, en nadat Titus vir hom vertel het van die Korintiërs, wie na Paulus verlang en innig jammer is oor hoe hulle hom hanteer het. En hierso in 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 10 leer Paulus vir ons oor goddelike droefheid.
Die gewoonte van 'n gesonde hart wat ons hierdie week leer, is die gewoonte van goddelike droefheid. Maar wat beteken bedroef of om droefheid te ervaar? Volgens die Woordeboek beteken dit maar net hartseer, maar dis 'n dieper en 'n ernstiger hartseer. Dis 'n hartseer vanuit uit jou binneste uit. Lekker voorbeeld wat ek gedink het, is as jou hond of jou kat oorlede is. Jy sal dan droefheid ervaar oor die troeteldier wat oorlede is. En die Engelse woord wat gebruik word, wat nogal mooi klink, is sorrow. Dis nie oppervlakkige hartseer nie, dis 'n baie diep hartseer. Nou in vers 10 sê Paulus die volgende: want die droefheid volgens die wil van God bewerk inkeer, wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie, maar die wêreldse droefheid lei tot die dood. Hierdie is die moeilike ding, om goddelike droefheid te ervaar en nie wêreldse droefheid nie. Nou jy mag dalk wonder, wat is wêreldse droefheid? En wêreldse droefheid gaan oor jouself, oor myself, onsself. Jy is nie hartseer oor wat jy gedoen het nie, maar jy is hartseer omdat jy uitgevang was en nou moet jy die gevolge dra daarvan. Wêreldse droefheid gaan oor jouself. Nou wat so goed doen ons wat wêreldse droefheid veroorsaak? En dis sonde. Ons in die wêreld vandag versag sonde sodat dit nie so erg op die ore klink nie. En dis dikwels hoekom ons onder wêreldse droefheid ly. Byvoorbeeld seks buite die huwelik. Dis 'n byna normale ding nou in ons samelewing vandag, maar die Bybel sê eksplisiet ons moet dit nie doen nie. En as tog mense hoor argumenteer, jy sal nie 'n kar koop sonder om dit te test drive nie. 'n Ander lekker sonde wat ons doen is skinder. Ons is baie lief vir skinder. En soms vervang ons selfs die term met gebedsversoeke. Byvoorbeeld, het jy gehoor dat Arno 'n bietjie verslaaf is aan koffie? Ons moet dalk hom in ons gedagtes hou en vir hom bid. Ons steek ons skinder weg agter gebedsversoeke. En soms bevriend ons sondes. Jy weet jy mag nie jaloers word nie. Maar elke keer wanneer ek David se Harley Davidson buitekant sien, dan dink ek, as ek net daai Harley Davidson kon gehad het. Jy weet ook, 'n mens mag nie mense haat nie. Maar daai ou irriteer my net so baie. Ek gaan sleg praat oor hom met ander mense wie hom nie ken nie. Maar dit is tog ongesond om negatiewe emosies binne in jouself te hou. En dalk geniet jy die sonde wat jy doen. Dalk geniet jy om baie te drink. Dalk sê jy vir mense dat alkohol help jou om beter te slaap. Of help jou om deur die dag te kom. Dalk ly jy aan materialisme. As jy nog net daai kar kan hê, as ek net tog daai Harley Davidson kan hê wat David het. Soms bevriend ons sondes. Maar dit is tog lekker om sondes te doen. Daar kom 'n soort bevrediging daarvan om dit te doen. Daar's tog iets lekker daarvan om daai nuwe handsak of nuwe videogame of wat ook al te kry. Maar wanneer ons uitgevang word, wanneer ons die slegte dinge doen, wanneer ons uitgevang word dat ons alweer dronk by die werk opgedaag het, dan sal jy dalk 'n bietjie hartseer wees, dalk 'n bietjie droefheid ervaar. Jy sal dalk dit ophou doen vir 'n dag of 2, maar dan val jy net weer terug in en doen weer daai sonde. Kom ons lees gou Romeine 3 vers 23 tot 24. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. Ek weet Arno spot graag die uit te wys daai een preek waar ek almal sleg sê en uitgelig het wat 'n slegte mens ons almal is. Maar dit is tog belangrik vir ons om te besef hoe sondig ons almal werklik is. Want as jy nie jouself as 'n sondaar kan sien nie, dan sal jy nie jou nood vir 'n verlosser werklik kan besef nie. As jy nie jouself as 'n sondaar kan sien nie, sal jy net altyd wêreldse droefheid ervaar. Eers wanneer ons onsself as 'n sondaar kan sien, dan kan ons goddelike droefheid ervaar.
terug na 2 Korintiërs. Kom ons lees gou die tweede gedeelte in 2 Korintiërs 7 vers 7. Hy het ons kom vertel van julle verlange, van julle berou, van julle ywer vir my, sodat ek my nou nog meer verheug. Die Korintiërs was innig jammer gewees hoe hulle Paulus hanteer het oor wat hulle gedoen het. Hulle het besef wat se sondaars hulle is en het goddelike droefheid ervaar. Soos ons in 2 Korintiërs 7 vers 9 lees, is ek nou bly, nie omdat julle bedroef gemaak is nie, maar omdat julle droefheid tot berou gelei het. Julle is volgens die wil van God bedroef gemaak. Wêreldse droefheid, soms dalk laat sleg voel vir tydjie, mag dalk 'n bietjie embarrassed voel. Jy sal dalk verskonings maak hoekom jy die sonde gedoen het, maar dit lei nie tot bekering nie. Goddelike droefheid lei tot inkeer, tot bekering, tot 'n terugkeer na God toe. Dis 'n baie diepe en eerlike en 'n sincere brokenness wat 'n mens ervaar oor jou sonde. Nou, hoe gaan ons wegbeweeg van ons wêreldse droefheid sodat ons goddelike droefheid kan ervaar? En eerste moet jy besef wanneer jy jou sondes rasionaliseer. As ons terugdink aan my vorige preek, waarmee ons die reeks begin het ons juist gepraat oor die sondes waarvoor jy verskonings maak. As jy sodra jy verskonings opdink oor hoekom jy hierdie slegte ding gedoen het, dan moet rooi ligte begin opgaan by jou. En besef dat hierdie is 'n sonde wat jy nou rasionaliseer, waarvoor jy verskonings maak oor hoekom jy dit doen. So die eerste stap is om dit te probeer besef. Die tweede is dat jy nie heeltemal wegdraai van jou sonde nie. Ons praat dikwels dat jy die deur moet toemaak. Dat jy die deur moet toemaak van die sonde en terugdraai na God toe, maar soms los ons daai deur op 'n skreefie oop. Dis 'n klein opening sodat as jy regtig wil, kan jy nog teruggaan na die sonde toe. Byvoorbeeld alkohol. Alkohol is die hoofvoorbeeld waarna ek kon gedink het. As jy verslaaf is aan alkohol en jy maak die deur toe, maar jy los dit op 'n skreefie oop. Dan wat gebeur is jy gooi dalk al jou alkohol weg behalwe een bottel. Jou een bottel in jou kas en dis jou emergency bottel vir wanneer jy nou regtig nie meer kan nie en jy moet nou regtig teruggaan. Dan is daar nog 'n uitkomkans om heel hartig te bekeer en terug te draai na God toe. Moet jy daardeur heeltemal toemaak en weghardloop van die deur. Weggaan van die sonde sodat jy kan in God se teenwoordigheid lewe. En laastens moet ons vinnig bely en jou hartig bekeer. Om goddelike droefheid te kan ervaar, moet jy in 'n noue verhouding met hom lewe. Nou is ek maar gesê het by die eerste een, jy moet jou sondes probeer besef. Want dit is moeilik. En ons het gepraat in die eerste preek oor self-examination, dat dit 'n moeilike ding is, maar God kan ons deursoek en ons help. Maar jy kan dit net doen as jy in 'n noue verhouding met hom is. Een ding wat ek besef het, is dat jy gaan nooit ophou om sonde te doen nie. Jy gaan nog altyd sonde doen. Ons is tog nog steeds in menslike liggame, maar dit beteken nie jy moet ophou om nie sonde te doen nie, as daai sin maak. Mense sal dikwels die argument maak dat as ons altyd sonde gaan doen, dan wat is die punt daarvan om te probeer op te hou sonde doen. Dit is onder andere een van die punte wat Paulus aangespreek het in 1 Korintiërs. Want die Korinte het hierdie gedagte ontwikkel dat ons gaan nog altyd sonde doen, maar ons is klaar vergewe deur Jesus, so ek kan maar aanhou om sonde te doen. Daai is nie wat goddelike droefheid doen nie. Goddelike droefheid maak jou regtig hartseer voel oor die sonde wat jy gepleeg het. En as jy in 'n noue verhouding stap met God, as jy in 'n egte verhouding met hom is, dan sal jy vinnig kan agterkom wanneer jy sonde pleeg. En dit is 'n goeie ding, want as jy kan vinnig agterkom wanneer jy sonde doen, dan kan jy dit vinnig bely en terugkeer na God toe. En ook nie met die deur skreefies oop nie, maar jou hartig terug te keer na God toe, met jou hele hart. Nou, ek wil vir ons weer herinner wat Arno laasweek met ons gedeel het, om stil te staan en te luister na God. Want hierdie is die beste manier om 'n verhouding te bou met hom. Jy sal nie kan wegdraai van jou sondes nie, jy sal nie kan
goddelike droefheid ervaar as jy nie in 'n noue verhouding met God is nie. Ek sit weer vir ons Arno se laaste slide op van laasweek op die skerm met die 3 punte. Soek 'n tyd en plek. Dit kan by jou bed wees, op jou stoep of by jou kombuistafel met 'n koppie koffie. Tweede punt, begin klein, begin met net 5 of 10 minute 'n dag en daag jouself uit om dit konsekwent te doen. Derde punt, wees dood eerlik. As jy voel jy moet huil, kwaad wees of God se vergifnis vra vir jou sondes, sê dit vir hom. God is groot genoeg om dit te hanteer. Deur stil te word by God is 'n manier om 'n verhouding te kan bou met hom. Jy kan dalk elke maandag vir 5 minute of whenever neem om net reg met God te praat. Maar deur dit te doen by jou verhouding met hom, dan sal jy meer bewus word van jou sondes, sodat jy goddelike droefheid kan ervaar wat lei na verlossing toe. En wegbeweeg van die wêreld se droefheid wat lei na die dood. Kom ons bid. Here God, dankie dat U ons almal veilig by mekaar gehou het, Here. Dat ons veilig by ons huise is, dat ons veilig deur die week kon gekom het, en dat U ons vashou in die regterhand. Here, sal U ons help om nader aan U te kom, om in 'n beter verhouding met U te wees, om 'n egte verhouding met U te hê, sodat ons kan deel kry in die goddelike droefheid wat U ervaar vir ons sondes. Sodat ons nie net jammer sal voel dat ons uitgevang was nie, maar dat ons regtig jammer sal wees oor die sondes wat ons pleeg. Here, sal U saam met ons wees die week wat kom, tot volgende Sondag, wanneer ons weer by mekaar is, Here. Mag ons weer veilig by mekaar wees, en mag ons in 'n noue verhouding met U groei, Here. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geniet die res van julle Sondag en ek sien julle weer volgende week.